Daar bestaan baie nie fiksie oor die grensoorlog. En die nie-fiksie word van al kante bestry oor wat die feite is en wat nie feite is nie. En ek het gedink dat 'n mens 'n stem moet gee aan kreatiewe skrywers, want deur verhale verstaan ons traumatiese dinge wat met ons gebeur het. Dit genees ons, dit gee vir ander mense insig. En ek was ontroer deur die bydraes wat ek ontvang het. In die sin dat soveel van die verhale wonde is, mense wat nog nie die trauma van die oorlog agter hulle verwerk het nie. Daar's ook humoristiese tekste in. Want om te lag oor dinge wat seer is 'n beproefde manier om trauma te hanteer. Daar's 'n hele paar vrystaters in, onder andere professor Renie van Koller, Marietta Martens. Ek dink ons het nie onmiddellik na die grensoorlog verhale gekry oor die grensoorlog nie, behalwe miskien in aspekte van tekste, soos in die buiteveld van John Miles. Hy verwys net daarna, of daar's 'n paar tonele daaruit. Tydens die grensoorlog het ons 'n paar kortverhale gekry, maar nie werklik goeie tekste nie. Ek is baie trots op wat in grensoorlogstories staan. Ek dink 'n mens moet 'n bietjie perspektief kry op traumatiese gebeure. Dis byna soos om terug te staan wanneer jy voor 'n hele groot 'n muur staan wat beskilder is. 'n Skildery so groot soos 'n muur. Moet jy 'n hele end terug staan om die volle prent te kan sien, die volle skildery te kan sien. Miskien het ons 20 jaar nodig gehad om oor die grensoorlog te dink en ons wonde te lek, voor ons genoeg perspektief daarop gekry het om verhale daaroor te kan skryf.